Okay julle, ons gaan aan met hoofstuk 13 van 2 Kronieke. Regering van Abia en sy oorlog teen Jerobeam. In die 18de jaar van koning Jerobeam het Abia oor Juda koning geword. 3 jaar het hy in Jerusalem geregeer. En die naam van sy moeder was Michaya, die dogter van Uriel uit Gebea. En daar was oorlog tussen Abia en Jerobeam. En Abia het oorlog begin met die leer van dapper krygsmanne, 400.000 jong manskappe, en Jerobeam het hom in 'n slagorde teen hom opgestel met 800.000 jong manskappe, dapper helde. Toe gaan Abia bo op die berg van Semariam staan wat in die gebergte van Efraim is, en sê: luister na my, Jerobeam en die hele Israel. Behoort julle nie te weet dat die Hemelse Vader, die God van Israel, die koningskap oor Israel aan Dawid vir ewig gegee het aan hom en sy seuns as 'n soutverbond nie. Maar Jerobeam, die seun van Nabat, die dienaar van Salomo, die seun van Dawid, het opgestaan en teen sy heer gerebelleer. En ligsinnige manne, deegniete, het by hom vergader en hulle versit teen Rehabeam, die seun van Salomo. En Rehabeam was jonk en week van hart, sodat hy hulle geen teenstand kon bied nie. En nou dink julle om teenstand te bied aan die koningskap van die Hemelse Vader in die hand van die seuns van Dawid, omdat julle 'n groot menigte is en daar goue kalwers by julle is, wat Jerobeam vir julle as gode gemaak het. Het julle nie die priesters van die Hemelse Vader, die seuns van Aaron en die Lewiete verdrywe en vir julle priesters gemaak soos volke van die lande nie? Elkeen wat kom met 'n jong bul en 7 ramme om hom te laat aanstel, die het priesters geword van die wat geen gode is nie. Maar ons, die Hemelse Vader, is ons God, en ons het hom nie verlaat nie. En as priesters dien die seuns van Aaron, die Hemelse Vader, en die Lewiete is in die dienswerk. En hulle steek brandoffers vir die Hemelse Vader aan die brand, elke môre en elke aand, en reukwerk van speserye, en hulle sorg vir die toonbrode op die reintafel en vir goue kandelare met sy lampe, om dit elke aand op te steek, want ons onderhou die ordinge van die Hemelse Vader ons God, maar julle het hom verlaat. En kyk, by ons is God aan die hoof en sy priesters met die alarmtrompette om teen julle alarm te blaas, kinders van Israel. Voeg tog nie oorlog teen die Hemelse Vader, die God van julle vaders nie, want julle sal nie voorspoedig wees nie. Maar Jerobeam het die hinderlaag laat omtrek en hulle van agterby te kom, sodat hulle voor Juda was en die hinderlaag agter hulle. En toe Juda omdraai, was die geveg met eens voor en agter hulle. En hulle het die Hemelse Vader aangeroep, terwyl die priesters op die trompette geblaas het. Daarop hef die manskappe van Juda 'n krygsgeskreeu aan, en toe die manskappe van Juda die krygsgeskreeu aanhef, het God Jerobeam en die hele Israel voor Abia en Juda verslaan. En die kinders van Israel het gevlug vir Juda, en God het hulle in hulle hand gegee. En Abia met sy manskappe het 'n groot slag onder hulle geslaan, sodat van Israel 500.000 jong manskappe as gesneuwels geval het. En die kinders van Israel is in die tyd verneder, maar die kinders van Juda het sterk geword, omdat hulle op die Hemelse Vader, die God van hulle vaders, gesteun het. En Abia het Jerobeam agternajaag en stede van hom afgeneem. Betel met sy onderhorige plekke, Jesana met sy onderhorige plekke, Efron met sy onderhorige plekke, en Jerobeam het geen krag meer behou in die dae van Abia nie, en die Hemelse Vader het hom swaar getref, sodat hy gesterf het. Maar Abia het hom versterk, en hy het vir hom 14 vroue geneem, en die vader van 22 seuns en 16 dogters geword. En die verdere geskiedenis van Abia en sy weë en sy woorde
is beskrywe in die uitleg van die profeet Ido. Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 14. Regering van Asa, sy oorwinning oor die Kasiete. En Abia het ontslaap met sy vaders en is begrawe in die stad van Dawid, en sy seun Asa het in sy plek koning geword, en sy dae het die land 10 jaar gerus. En Asa het gedoen wat reg was in die oë van die Hemelse Vader, sy God. Hy het die vreemde altare en die hoogtes verwyder, en die klippilare stikkend gebreek, en die heilige boomstamme omgekap. En aan Juda gesê, om die Hemelse Vader, die God van julle vaders, te soek en om die wet en die gebod te doen. Ook het hy al die stede van Juda, die hoogtes en die sonpilare verwyder, en die koninkryk het gerus onder hom. Verder het hy versterkte stede gebou in Juda, want die land was rustig en daar was geen oorlog teen hom in daardie jare nie, omdat die Hemelse Vader hom rus verskaf het. Daarom het hy aan Juda gesê, laat ons hierdie stede opbou, met 'n muur omring, en met torings, poorte, grendels, terwyl die land nog vry voor ons lê, want ons het die Hemelse Vader onse God gesoek. Ons het gesoek, en hy het ons rus verskaf rondom. Hulle het toe gebou en was voorspoedig. En Asa het 'n leer gehad wat skild en spies dra, uit Juda 300.000 man, en uit Benjamin wat die skild dra, en die boogspan 280.000. Hulle was almal dapper helde. En Serach, die Kasiet, het teen hulle uitgetrek met sy leer van 1 miljoen, met 300 strydwaans, en hy het gekom tot by Maresa. Toe trek Asa uit om hom tegemoet, en hulle het die slagorde opgestel in die dal van Sefata, by Maresa, en Asa het die Hemelse Vader, sy God, aangeroep en gesê, Hemelse Vader, niemand kan help soos U tussen die magtige en die kragtelose nie. Help ons, Hemelse Vader, onse God, want op U steun ons, en in U naam het ons teen hierdie menigte gekom. Hemelse Vader, U is onse God, laat geen sterveling naas U magtig wees nie. En die Hemelse Vader het die Kasiete voor Asa en Juda verslaan, en die Kasiete het gevlug. En Asa en die manskappe wat by hom was, het hulle agtervolg tot by Gerar. En van die Kasiete het soveel geval, dat daar vir hulle geen herstel moontlik was nie, want hulle was gebreek voor die aangesig van die Hemelse Vader, en voor sy leer. En hulle het 'n baie groot byt geneem, en al die stede rondom Gerar oorweldig, want die skrik vir die Hemelse Vader was op hulle, en hulle het al die stede geplunder, want daar was 'n groot byt in. Hulle het ook die tente met die vee oorweldig en die kleinvee in, menigte en kamele weggevoer. Daarna het hulle na Jerusalem teruggekeer, tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 15. Asa skaf die afgoderry af. Toe het die gees van God op Asaria, die seun van Oded, gekom, en hy het uitgegaan om Asa te ontmoet en vir hom te sê, luister na my, Asa en die hele Juda en Benjamin, die Hemelse Vader is met julle. As julle met hom is, en as julle hom soek, sal hy hom deur julle laat vind. Maar as julle hom verlaat, sal hy julle verlaat. En daar was baie dae dat Israel sonder die ware God was, en sonder die lerende priesters, en sonder die wet. Maar as hulle in die nood hulle tot die Hemelse Vader, die God van Israel, bekeer het, en hom gesoek het, het hy hom deur hulle laat vind. En in die tye was daar geen vrede vir wie uit of ingegaan het nie, maar groot beroering oor al die inwoners van die lande. En die nasies het teen nasies en stad teen stad gebots, omdat God hulle deur allerhande nood en verwarring gebring het. Wees julle dan sterk en laat julle hande nie slap hang nie, want daar is loon volgens julle werk.
En toe Asa hierdie woorde en die profesie hoor van Asaria, die seun van Odet, wat hy gespreek het hy moed geskep en verfoeisels verwyder uit die hele land van Juda en Benjamin, uit die stede wat hy op die gebergte van Efraim ingeneem het, en die altaar van die Hemelse Vader, wat voor die voorportaal van die Hemelse Vader was, het hy herstel. Daarop vergader hy die hele Juda en Benjamin, ook die vreemdelinge wat uit Efraim en Manasse en uit Simeon by hulle was, want uit Israel hulle in 'n menigte na hom oorgeloop het, toe hulle sien dat die Hemelse Vader sy God met hom was. En hulle het in Jerusalem byeengekom in die 3de maand van die 15de jaar van die regering van Asa, en dieselfde dag aan die Hemelse Vader geoffer van die byt wat hulle gebring het, 700 beeste en 7000 stuks kleinvee. En hulle het 'n verbond aangegaan om die Hemelse Vader, die God van hulle vaders, met hulle hele hart en met hulle hele siel te soek. En elkeen wat die Hemelse Vader, die God van Israel, nie soek nie, sou gedood word, klein en groot manne, sowel as vroue. En hulle het vir die Hemelse Vader gesweer met 'n groot stem en met gejuig en met trompette en basuine. En die hele Juda was verheug oor die eed wat hulle met hulle hele hart gesweer het, en hulle met hulle hele wil hom gesoek. En hy het hom deur hulle laat vind, en die Hemelse Vader het hulle rus verskaf rondom. Ja, selfs het hy Maaga, die moeder van koning Asa, afgesit as 'n gebiedster, omdat sy 'n afgryslike voorwerp vir Asaria gemaak het, en Asa het die afgryslike voorwerp omgekap en stukkend gestamp, en in die dal van Kidron verbrand. Die hoogtes is wel nie uit Israel verwyder nie, maar Asa se hart was volkome al sy dae, en hy het die heilige gawes van sy vader en sy eie heilige gawes in die huis van God ingebring, silwer en goud en allerhande voorwerpe, en daar was geen oorlog tot in die 35ste jaar van die regering van Asa nie. Tot sover. Okay, ons gaan aan met hoofstuk 16. Asa verbind hom met Aram teen Israel en sy dood. En die 36ste jaar van die regering van Asa het Baasja, die koning van Israel, opgetrek teen Juda en Rama gebou, om niemand van Asa, die koning van Juda, te laat uit of ingaan nie. Toe bring Asa silwer en goud uit die skatkamers van die huis van die Hemelse Vader en van die huis van die koning, en stuur dit na Ben-Hadad, die koning van Aram, wat in Damaskus gewoon het, om te sê, daar is 'n verbond tussen my en u, en tussen my vader en u vader. Kyk, ek stuur silwer en goud, gaan verbreek u verbond met Baasja, die koning van Israel, dat hy kan optrek weg van my af. En Ben-Hadad het geluister na koning Asa en die owerstes van sy leermagte gestuur teen die stede van Israel, en hulle het Ijon en Dan en Abel-Maim en al die voorraadstede van Naftali verwoes. En sodra Baasja dit hoor, het hy opgehou om Rama te bou en sy werk gestaak. Toe neem koning Asa die hele Juda, en hulle het die klippe en die balke van Rama waarmee Baasja gebou het weggedra, en hy het daarmee Geba en Mispa gebou. En in die tyd het die siener Hanani na Asa, die koning van Juda, gekom en aan hom gesê, omdat u op koning van Aram gesteun het en nie op die Hemelse Vader, u God, gesteun het nie, daarom het die leer van die koning van Aram uit u hand vrygeraak. Was die Kasiete en die Libiërs nie groot leermagte met buitengewone baie strydwaans en perderuiters nie, en tog het hy hulle in u hand gegee, omdat u op die Hemelse Vader gesteun het, want die Hemelse Vader sy oë deurloop
die hele aarde, om diegene kragtig te steun, wie sy hart onverdeeld op hom gerig is. Hierin het u dwaas gehandel, want van nou af sal daar oorloë teen u wees. Maar Asa het hom vererg vir die siener en hom in die gevangenis gesit, want hy was hieroor woedend op hom. Ook het Asa in dieselfde tyd sommige uit die volk verdruk. En kyk, die geskiedenis van Asa, die vroeëre en die latere, dit is beskrywe in die boek van die konings van Juda en Israel. En in 39ste jaar van sy regering het Asa gelei aan sy voete. Sy siekte was baie ernstig, maar selfs in sy siekte het hy die Hemelse Vader nie geraadpleeg nie, maar die geneesheere. En Asa het ontslaap met sy vaders en gesterwe in die 41ste jaar van sy regering. En hulle het hom begrawe in die graf wat hy vir hom in die stad van Dawid gegrawe het, en hom op die bed neergelê wat volgens die speserye was. En dit van allerhande soorte volgens kuns van 'n salfmenger klaargemaak. En hulle het hom 'n buitengewone groot wierookbrand aangesteek. Tot sover. Ons gaan aan by hoofstuk 17, voorspoed en mag van Josafat. En sy seun Josafat het in sy plek koning geword en hom versterk teen Israel. En hy het 'n leermag in al die versterkte stede van Juda geplaas en wagposte in die land van Juda opgestel en in die stede van Efraim wat sy vader Asa ingeneem het. En die Hemelse Vader was met Josafat, want hy het in die vroeëre weë van sy vader Dawid gewandel en die Baals nie gesoek nie, maar die God van sy vader gesoek en in al sy gebooie gewandel en nie gedoen soos Israel nie. Daarom het die Hemelse Vader die koningskap in sy hand bevestig en die hele Juda het aan Josafat geskenke gegee, sodat hy rykdom en eer in oorvloed gehad het. En sy hart het moedig geword in die weë van die Hemelse Vader, en verder het hy die hoogtes en die heilige boomstamme uit Juda verwyder, en in die 3de jaar van sy regering het hy sy owerstes Benhail en Obadja en Sagaria en Nathaniel en Michachia gestuur om in die stede van Juda onderrig te gee, en saam met hulle die Lewiete Semanja en Netanja en Sebadja en Asiel en Simarmot, Jonathan en Adonia en Tobia en Top Adonia, die Lewiete en saam met hulle die priesters Elisama en Joram. En hulle het in Juda onderrig gegee met die wetboek van die Hemelse Vader by hulle, en in die stede van Juda rondgegaan en onder die volk onderrig gegee. En 'n skrik vir die Hemelse Vader het gekom oor al die koninkryke van die lande wat rondom Juda was, sodat hulle nie teen Josafat oorlog gevoer het nie. En van die Filistyne het vir Josafat geskenke en 'n vrag silwer gebring, selfs die Arabiere het vir hom kleinvee gebring, en 7700 ramme en 7700 bokke. En so het Josafat dan aldeur groter geword en buitengewoon groot, en in Juda forte en voorraadstede gebou, en hy het groot voorrade in die stede van Juda gehad, en die krygsmanne dapper helde in Jerusalem, en dit was hulle getal volgens hulle families. Van Juda was die owerstes oor 1000, die owerste Adana, en saam met hom 300.000 dapper helde, en naas hom was die owerste Johanan, en saam met hom 280.000, en naas hom Amasia, die seun van Sigri, wat hom gewillig getoon het vir die Hemelse Vader, en saam met hom 200.000 dapper helde. En uit Benjamin was daar Eljada, 'n dapper held, en saam met hom 200.000 gewapend met boog en skild. En naas hom was Josabat, en saam met hom 180.000 vir kommando gewapen. En hulle was in die diens van die koning, behalwe
die wat uit die koning in versterkte stede deur die hele Juda geplaas het. Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 18, verbond van Josafat met Agab teen die Arameërs, voorspelling van Micha, dood van Agab en vlug van Israel. En toe Josafat rykdom en eer in oorvloed gehad het, het hy hom verswaar met Agab. En na verloop van enkele jare het hy afgetrek na Agab, na Samaria, en Agab het vir hom en die manskappe wat by hom was, skape en beeste in menigte geslag, en hom aangehits om teen Ramot in Gilead op te trek. Toe sê Agab, die koning van Israel, vir Josafat, die koning van Juda, sal u met my saam na Ramot in Gilead trek? En hy antwoord hom, ek is soos u, en my volk soos u volk, en ons sal saam met u in die oorlog wees. Verder het Josafat aan die koning van Israel gesê, raadpleeg tog eers die woord van die Hemelse Vader. Toe laat die koning van Israel die profete 400 man bymekaar kom en sê vir hulle, sal ons teen Ramot in Gilead trek om te veg, of sal ek laat staan? En hulle antwoord, trek op, en God sal dit in die hand van die koning gee. Maar Josafat sê, is hier nie nog 'n profeet van die Hemelse Vader, dat ons deur hom kan raadpleeg nie? En die koning van Israel antwoord, Josafat, daar is nog een man om die Hemelse Vader deur hom te raadpleeg, maar ek haat hom, want hy profeteer oor my niks goeds nie, maar altyd onheil. Dit is Micha, die seun van Jimla. En Josafat sê, die koning moet nie so spreek nie. Daarop roep die koning van Israel 'n hofdienaar en sê, gaan haal gou vir Micha, die seun van Jimla. Onderwyl die koning van Israel en Josafat, die koning van Juda, elkeen op sy troon sit, beklee met koninklike klere, en hulle op 'n dorsvloer sit by die ingang van die poort van Samaria, en al die profete voor hulle profeteer, het Sedekia, die seun van Kenana, vir hom ysterhorings gemaak en gesê, so spreek die Hemelse Vader, hiermee sal u die Arameërs stoot, totdat hulle vernietig is. En so het al die profete geprofeteer en gesê, trek op na Ramot in Gilead, en u sal voorspoedig wees, en die Hemelse Vader sal dit in die hand van die koning gee. Toe sê die boodskapper, wat gegaan het om Micha te roep, vir hom dit, kyk, die woorde van die profeet is uit een mond, goed vir die koning. Laat jou woorde nou tog wees, soos die van een van hulle, en spreek goeie dinge. Maar Micha sê, so waar as die Hemelse Vader leef, wat God my sal sê, dit sal ek spreek. Toe hy by die koning kom, sê die koning vir hom, Micha, sal ons na Ramot in Gilead trek om te veg, of sal ek dit laat staan? En hy antwoord, trek op, en u sal voorspoedig wees, en hulle sal in julle hande gegee word. En die koning sê vir hom, hoeveel maal moet ek jou besweer, dat jy niks as die waarheid in die naam van die Hemelse Vader tot my moet spreek nie? Daarop antwoord hy, ek het die hele Israel gesien verstrooid op die berge so skape, wat geen wagter het nie, en die Hemelse Vader het gesê, hulle het geen heer nie, laat hulle elkeen in vrede teruggaan na sy huis. Toe sê die koning van Israel vir Josafat, het ek u nie gesê, hy profeteer oor my niks goeds nie, maar onheil? Verder sê hy, daarom hoor die woorde van die Hemelse Vader, ek het die Hemelse Vader sien sit op sy troon, terwyl hy al die hemelse leerskare aan sy regter en aan sy linkerkant staan. En die Hemelse Vader het gesê, wie sal Agab, die koning van Israel, oorhaal, dat hy kan optrek en val by Ramot in Gilead? En die een het so gesê, en die ander weer so. Toe kom die gees vorentoe, en gaan voor die aangesig van die Hemelse Vader staan, en sê, ek sal hom oorhaal, en die Hemelse Vader vra hom, waarmee? En hy sê, ek sal uitgaan,
en 'n leengees word in die mond van al sy profete, en hy sê, jy sal oral, ja, jy sal ook oorwin, gaan uit en doen so. En nou, kyk, die hemelse Vader het 'n leengees in die mond van hierdie profete van u gegee, terwyl die hemelse Vader tog onheil oor u gespreek het. Daarop kom Sedekia, die seun van Kanana, nader en hy slaan Micha op die kakebeen en sê, langs watter weg het die gees van die hemelse Vader van my af weggegaan om met jou te spreek? En Micha antwoord, kyk, jy sal dit sien op dieselfde dag as jy van kamer tot kamer sal gaan om jou weg te steek. Maar die koning van Israel sê, neem Micha en bring hom terug na Amon, die owerste van die stad, en by Joas, die seun van die koning, en julle moet sê, so spreek die koning, sit hierdie man in die gevangenis, en spysig hom met brood van verdrukking en water van verdrukking, totdat ek behoue thuiskom. Daarop sê Micha, as hy ooit behoue thuiskom, dan het die hemelse Vader nie deur my gespreek nie. Verder sê hy, volke luister almal saam. En die koning van Israel en Josafat, die koning van Juda, het opgetrek na Ramot Gilead. En die koning van Israel het aan Josafat gesê, ek sal my onkenbaar maak en in die geveg kom. Trek u maar u eie klere aan. So het die koning van Israel hom dan onkenbaar gemaak en hulle het in die geveg gegaan. En die koning van Aram het die owerstes van sy strydwaans bevel gegee en gesê, julle moet nie klein of groot beveg nie, net die koning van Israel alleen. En sodra die owerstes van die waans Josafat sien, sê hulle, dit is die koning van Israel. En hulle het hom omsingel om te veg, maar Josafat het geskreeu, en die hemelse Vader het hom gehelp, en God het hulle van hom af weggelok. En toe die owerstes van die waans sien, dat dit is die koning van Israel nie was nie, draai hulle agter hom weg. Toe het die man in sy eenvoudigheid die boog gespan en die koning van Israel getref tussen die aanhegsels en die panser. Daarop sê hy aan die drywer, ruk om en bring my uit die leer uit, want ek is gewond. En die geveg het die dag toegeneem, terwyl die koning hom staande hou in die strydwa teenoor die Arameërs tot die aand toe, maar teen sononder het hy gesterwe. Tot sover.